Goeiemôre aan elkeen van u. Dit is weer 'n groot voorreg om vandag weer saam met u rondom die woord van die Here te vergader. Maar voor ek begin vandag, wil ek vir elke persoon wat hier is, wat ek glo die Here self vandag hiernatoe gestuur het. Ek wil vir jou vandag 'n vraag vra. Maak nou nie saak wat jou ouderdom is nie, maak nou nie saak wat jou agtergrond is nie. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Wonder jy ooit of God nog met ons praat? Praat God nog met ons? 'n Vraag wat hierby aansluit natuurlik is, hoe praat God nog met ons in vandag se tyd? Ek dink almal van ons het op een of ander stadium al gewonder of hoe praat God nou regtig met 'n mens? As iemand sê God praat met 'n mens, hoe praat God dan met 'n mens? En as hy met 'n mens praat, wat doen hy? Wat sê hy? In watter vorm? Ek dink enige een van ons wat hier sit het al gewonder oor dit. En ek dink natuurlik kan ons almal nie dit alles verstaan nie. Ons ken net in dele. En dit staan in die woord, ons sal verstom staan eendag. Dit het nog nie eens by ons gedagtes opgekom wat God vir ons verstaan het nie. So hierdie is een van daai dinge wat jy net so bietjie kan verstaan, soos wat die Here aan jou openbaar. Kan nie veel meer as dit verstaan nie. Iemand vra my 'n paar dae gelede, 'n persoon wat my baie naby in die hart lê, vra vir my, nou sê vir my, waar kry jy nou die temas vandaan vir jou preke? Wat jy nou so preek op Sondag. En daarbey aangesluit vra sy vir my, hoe weet jy waaroor om te preek? En dan nog 'n vraag wat sy gevra het is, maar hoe praat die Here dan met jou? In watse vorm? Vertel my meer. Nou wil ek vir u sê, broers in Christus, hierdie het my diep laat dink wat die persoon vir my gevra het, omdat God met ons almal praat. Want baie mense dink God praat net met die pastore en die dominees en die priesters en die amptenare en die skrifgeleerders en wat se amp ook al jy daarby kan koppel. Nee, ek wil vandag vir jou sê, God praat waarskynlik baie meer met elkeen van ons as wat ons ooit sal besef. Sy stem is eintlik hard en duidelik. En die probleem in vandag se tyd is nie dat God stil geword het nie. Allermins. Die probleem is, ons het te besig geraak om te luister. Nou om die vraag te antwoord, waar kry ons die temas waaroor ons elke Sondag moet praat, is dit baie eenvoudig. So 90%, tussen 80 en 90% lei die Gees ons vir 'n tema op grond van wat gebeur in 'n week, dan berei jy dit voor oor 2 weke en die Here openbaar vir jou deur die skrif en deur ander maniere wat die tema moet wees en waaroor ons moet gesels. Dan het jy so klein gedeelte, so 10 of 20% wat in die seminarie is die standaard uitgelê. En dan vra jy vir die Here, gebruik nou maar hierdie om aan te pas waaroor ons kan praat. So baie keer het jy dalk al 'n boodskap gehoor en sê maar ek het nie die boodskap al gehoor. Nou baie eenvoudig, daar's 'n seminarie standaard en baie van die boodskappe wat ons vandag al hier preek is ook al na die universiteit toe gestuur waar hulle jou evalueer en baie keer gee hulle maar vir jou opbouende kritiek. So dit is ook waar dit vandaan kom. Maar dit is 'n klein gedeelte. So as daar boodskappe is, maar jy sê maar waar het ons dit al gehoor? Waar dit vandaan kom uit seminarie of uit universiteit riglyne. En eintlik wil hulle jou maar net leer hoe om 'n boodskap oor te dra. Maar dis in die verre minderheid. Die grootste
gedeelte van die boodskappe en veral hier waar ons saamkom as gelowiges, is daar nie 'n jaar rooster wat sê nou gaan jy praat, jy gaan begin by hierdie en jy gaan eindig by hierdie nie. Nee. Ons wag vir die Heilige Gees om vir ons te sê waaroor ons moet praat en wat is die uitdaging tans, want die uitdagings verander elke dag in ons lewe en dan kyk ons wat sê die woord daarop en dan praat ons daaroor. So het hierdie tema dan opgekom. Praat God nog met ons? En hoe praat hy met ons? En dit het my baie diep laat dink. Sekere goed kan mens nie net in woorde oor sê nie. Sekere goed is ons taal so beperk. Jy het nie woorde nie. Dit is baie min dat God in 'n hoorbare stem in vandag se tyd nog praat. Natuurlik kan hy dit doen. En hy kan dit meer doen, hy is soewerein. Hy kan doen soos wat dit hom behaag. In my eie lewe was daar hoogstens 2 gevalle wat die Here met my in 'n hoorbare stem gepraat het. En ek dink nie eers dit was sy stem nie, ek dink dit was maar deur 'n engel se stem. Baie jare gelede loop ek en 'n vriend. Ons loop sommer net en ons stap en ons gesels sommer oor goed wat nie saak maak nie. Soos die meeste van ons maar doen. Ek hoor die persoon sê vir my, in sy eie stem, sy stem, die persoon se stem, en ek het eers nie geweet, dis nie hy wat dit sê nie, iets gaan gebeur, iets gaan drasties, gaan vinnig binnekort gebeur. Hy praat oor heeltemal iets anders, ek hoor glad nie wat hy sê nie. Ek hoor, iets gaan gebeur. So 3 of 4 keer hoor ek dit. Ek dink eerste keer toe dog ek is hy wat dit vir my sê. Maar toe ek na sy gesig kyk en sy mond, hy praat heeltemal iets anders wat iets gaan drasties gebeur. En die volgende sekonde, en dit was so spesifiek, dit is gesê wat gaan gebeur en hoe gaan dit gebeur? Gebeur dit hier net 'n paar meter voor my. So ek glo en ons ken teendele dat die Here deur 'n engel dalk ons vir my gewaarsku het wat gaan gebeur en ek dalk ons bietjie teruggehou het en dit het net so 3 of 4 meter voor ons gebeur. So die Here kan natuurlik met jou praat deur 'n stem. Hy kan met ons praat deur baie maniere. Hy kan met ons praat soveel maniere dat ons nie eens naaste by kan begryp nie. En ek het vandag net 'n paar maniere opgesom. 'n Paar enkele deur 'n middel wat die Here met jou kan praat. En dit is beslis nie al maniere hoe die Here met ons kan praat nie. Die Here kan deur baie ander maniere met ons praat, soos die voorbeeld wat ek gesê het, wat ons nie kan verstaan nie. Die Here sal praat soos wat hy wil en hy sal doen soos wat hy wil. Nou wil ek vir u sê, elkeen van ons wat hier sit, ons leef in 'n wêreld van geraas, van 'n verskriklike geraas. Ons leef in 'n wêreld van selfone en tegnologie en alarms en klokkies en liggies. Dink maar daar by die lughawe of by 'n treinstasie in Europa. Dit is net 'n geraas. En jy leef in 'n wêreld van nuus. En as jy die voorreg het om op 'n plaas te bly of dalk in die wildtuin of in die bosveld 'n paar dae te wees waar daar regte stilte is, veral die Karoo, dan is ons nie meer gewoond om stilte te hoor nie. Ons is nie meer gewoond nie. Ons kan nie meer eintlik sonder stilte leef nie. Dis die tyd waarin ons lewe. En dan hoor ons ook nog baie meer die geraas natuurlik van ons eie probleme en ons eie bekommernisse. Dis goed wat in ons siel raas, in ons kop raas. Want jy moet planne maak om te oorleef. Jy moet planne maak vir môre by die werk. Jy moet dalk planne maak om die rekeninge betaal. Nou jy weet en alles wat ek van praat. Daar's goed wat in ons gedagtes raas. En dan raas die sosiale media. En een van die dinge wat ek ook moet erken, as jy nou hier voor staan en jy preek jy in die eerste plek vir jouself. Moenie dink dat jy nie vir jouself preek nie. En dit is natuurlik die diepste boodskappe wat jy kan kry, is wanneer die Here self met jou praat en jy deel dit met ander, want dit is die diepste boodskappe. So dis 'n geraas van klokkies en liggies
en alarms. Die Engelse sê die bells en whistles van die tyd. En tussen al hierdie geraas in ons lewe, mis ons mense God se stem. Maar ek glo met my hele hart, ek glo, God het vandag, elkeen van u wat hiernatoe gekom het vandag, het hy 'n boodskap. En hy wil vir jou vertel, deur net 'n paar voorbeelde, hoe hy nog met jou gesels, en wat ek en jy al verleer het, om dit te hoor. En daarom wil ons vandag gesels, soos wat die Here dit op ons hart gelê het, op my hart gelê het, en deur die persoon wat die vraag gevra het, want sy het ook beslis 'n aandeel dan in vandag se boodskap. En as ons nou 'n tema kan gee in mense taal, dan kan ons sê, God praat, maar ons luister nie meer altyd. God praat, maar luister ons nog wat hy sê? Kom ons sluit die oë en ons vra die Here om vir ons die woord te openbaar. Sit net so en ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons kom vandag na U toe, Here, in totale afhanklikheid, Here, en ons kom na U toe in nederigheid. Ons kom na U toe, Here, as gebroke mense, want U woord sê, Here, daar is niemand goed nie, selfs nie een nie. Daarom kom ons herken ons vandag, Here, dat ons nie die volgende asemteug, nie die volgende woord kan spreek, Here, as dit nie vir U is nie. Dankie vir U genade. Vader, help ons wil graag weer U stem hoor. Ons wil graag weer leer om U stem te hoor tussen die geraas van die lewe. Gee vandag vir ons, Here, deur die Heilige Gees, die antwoord, Here, en wys vir ons hoe dat U met ons praat. Here, trek ons ook nader aan U. Vader, ek vra, Here, dat U ook siele sal red, Here. Siele sal red, want Here, U woord sê, dit is ons hooftaak om disippels te gaan maak. Nie om kerklidmaatskap te bevorder nie, Here, nie om raak gesien te word nie, nie om te wys hoe oulik en hoe pragtig en hoe slim ons is nie. Ons opdrag, soos wat U vir ons in die woord sê, is, gaan heen en maak disippels van alle nasies. Vader, leer ons om weer daai opdrag te gehoorsaam en dit toe te pas. En onsself so 'n bietjie op die agtergrond te sit, Here. En die kruis van Jesus op die voorgrond te sit en sê, genade is ook beskikbaar. Ek vra U, Here, dat U vandag met ons sal praat deur die Gees in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan 2 gedeeltes saam lees vir U wat die Bybels gebring het. Die eerste gedeelte is in Hebreërs 1. Hebreërs 1 en die tweede gedeelte wat ons gaan lees ons uit Job 33 uit. Job, een van my gunsteling boeke in die Bybel, Job 33. So ons gaan die eerste gedeelte lees in Hebreërs 1 vanaf vers 1 tot en met vers 4. En die tweede gedeelte gaan ons lees in Job 33. Job 33 gaan ons wel net 'n paar verse lees en jy is welkom om op die bord te volg of om dit in die Bybel te lees. Hebreërs is dan 'n brief wat vir die gemeente van Hebreërs geskryf is. Hebreërs 1 vanaf vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun met 'n hoofletter S. En hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hoor jy wat sê hierdie vers? Hierdie vers sê dat God deur Jesus Christus die wêreld gemaak het. So moenie dink Jesus het 'n begin en 'n einde nie. Jesus was van, ek wil nie sê die begin nie, want dit klink so menslik, was van altyd af daar en is tot in alle ewigheid soos God. Vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid
en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle. Kom ons lees net tot sover uit hierdie gedeelte uit. Wat sê Job 33, en dit is ook die gedeelte wat Paul vir ons gelees het. Job 33. Die persoon by wie ek was, het ook gevra, nou wat van drome? Natuurlik kan God ook deur drome praat. Ek is natuurlik versigtig, want my eie emosies en my eie gevoelens, en as jy nou regtig 'n moeilike dag gehad het, dan kry jy nagmerries, en dink jy dit kom van God af. Nee, dit is nie, maar God kan ook deur drome praat. Dis die God van gister, vandag en môre is dieselfde. En daarom sê ek, sommige drome kan ook van God afkom, maar jy moet dit meet aan die woord. Dis dalk jou eie moeilike tyd wat jou nagmerries gee. Maar kom ons hoor wat sê Job vir ons. Job 33 vanaf die 14de versie staan daar. Want God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. In die droom, in 'n naggesig, as diepe slaap op die mens val tydens sluimering op die bed, dan open hy die oor van die mens en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle. Nou, hoekom doen God dit? Hoekom waarsku hy die mense? Hoekom sal hy dan die mense waarsku in 'n droom? En die antwoord is dan in vers 17, om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg, sodat hy sy siel kan red uit die kuil en sy lewe dat dit nie omkom deur die spies nie. Ons lees nie tot so ver in die onfeilbare woord van die Here. Die grootste tragedie van ons tyd, waarin ons vandag lewe, is nie dat God stil geword het nie. Die grootste tragedie van ons tyd, waarin ons lewe vandag, is dat ons doof geword het vir God se stem. Ons kan nie meer God se stem hoor nie. Ons hoor alles in die nuus. Ons hoor die goed in die politiek. En dan hoor ons mense se opinies amper aanhoudend, sonder ophou. Maar ons hoor nie meer God se stem as hy met ons praat nie. En tog praat hy met elkeen van ons, elke dag. Maar ons let nie meer daarop. Ons let nie meer daarop op nie. Ons sien dit nie eens meer raak nie, want ons is besig. Ons is besige mense. Nou iemand daar het op 'n stadium 'n prediker die volgende verhaal vertel, en dit is ook maar net 'n opgemaakte verhaal, en ek gee die eer dan aan die prediker. Hy het 'n storie vertel, en ek som dit op in 'n paar woorde. Hy het gesê, die duiwel het op 'n stadium sy trawante bymekaar gemaak, en vir hulle gesê, if you can't make them bad, make them busy. If you can't make them bad, make them busy. As jy hulle nie kan laat afval om te sondig, hou hulle net besig. Hou hulle net so geweldig besig. Laat hulle geen energie oor het om God se stem te hoor en op God te fokus nie. Sorg dat hulle nie meer rus kry nie. Dat hulle nie meer tyd het vir hulle families nie. En dat hulle nie meer die tyd het vir hulle roepings nie. Jesus self het vir ons gesê in Markus 6 vers 31, kom julle self op sy na 'n eensame plek en rus 'n bietjie. Satan het vir sy trawande gesê,
If you can't make them bad, just make them busy. En ek dink, hoe vorentoe ons beweeg in die moderne tyd, hoe besiger gaan ons word. En daarmee sê ek nou nie, jy moet nou nie gaan werk of jy moet nie besig wees nie. Ek sê so besig dat jy nie tyd het vir God nie. Kom ons kyk na 'n paar maniere hoe God nog met jou kan praat. En weer eens wil ek myself herhaal om te sê, dis net enkele voorbeelde. Iemand in die gemeente het 'n prentjie geneem van 'n sonsopkoms. Julle kan dit vir ons opsit. En ek het toestemming om dit te wys. Dis 'n prentjie wat geneem is, ek dink dit was gisteroggend, en ek dink vandag se oggend was net so mooi geweest. Die persoon het hierdie geneem by sy plaas. Terwyl die prentjie daarop is, wil ek vir jou vra, hoe praat God met ons? En ek wil vir jou sê, die Bybel sê in Psalm 19, die hemele, die werke van sy hande, verkondig die eer van God. Daarmee sê ons nie die natuur is God nie. Nee. Die Bybel sê, die werke van sy hande vertel die eer van God. En ek wil vir jou sê, net om die natuur te kyk, na die natuur te kyk, praat God ook met my en jou. Hoe sê hulle? 'n prentjie praat meer as 1000 woorde, sal die taalkundige sê. Nou wanneer toe ek nou hierdie prentjie sien, kan ek nie help om te dink dat God vir ons baie deur 'n prentjie soos daai sonsopkoms praat nie. Daai sonsopkoms self getuig die eer van God. Daai sonsopkoms self is 'n boodskap op sy eie. Want die psalmdigter sê, die werke van sy hande verkondig die eer. Elke keer as mens so sonsopkoms sien, is dit vir ons 'n boodskap. Dit is 'n boodskap soos die Here vir jou in jou hart kan lê. En as jy na die sterre kyk en die wolke kyk en die dinge in die natuur kyk, sê die woord, die natuur praat met jou. Ek weet van wetenskaplikes wat tot bekering gekom het, wat gesê het, die natuur praat hierso. Iets wat ek nie verstaan. Baie dankie vir daai prentjie. So ook die sonsondergang. Vir die wat, ons het besoekers hier van Namibië. Nou as hulle daar by Henties Baai na die sonsondergang kyk, dan is dit ook mooi. Dan praat die natuur ook met ons. En wat sal 'n ondergang nou vir jou sê? 'n Ondergang sal vir jou sê, jy het 'n waarskuwing. Op een stadium gaan die son ook vir jou ondergaan in hierdie lewe. Op 'n stadium, en die Bybel sê, dit gaan vinnig verby. Daarom kan ons sê, spoedig gaan die son ook vir jou ondergaan. En as jy die sonsondergang kyk in die Weskus van Namibië, en jy sien die sonsondergang, moet dit met jou praat. As dit nie met jou praat nie, dan is jy doof. Al is jy ateïs, al is jy in watse geloof, want die Bybel sê, die skepping verkondig sy werke. Elke storm in jou lewe, ek weet nie van u nie, maar ons almal gaan deur storms, en ek dink soms is ons storms groot, watse storms ook al, siektestorms, finansiële storms, huweliksstorms, en die lys gaan aan. Herinner God ons dalk nie daaraan, dat hy nog die finale sê het nie. Want as ons nie storms gehad het nie, het ons op onsself gesteun.
En dan is dit nou nie meer geloof nie, dan is dit nou nie meer vaste vertroue nie. Dan het ons nie meer nodig op hom vertrou nie, dan het ons ook nie meer nodig om diep in geloof met hom te wees nie, want alles gaan maar goed. As jy in 'n begrafplaas loop, ek weet nie van u nie, maar elke grafsteen praat met my iets. As jy sien daar's 'n geboortedatum en daar's 'n sterftedatum, praat daai grafsteen ook met my om vir my te sê, ek is net tydelik hier. Ek is net vir 'n kort rukkie hier. Net vir 'n paar handbreedtes is ek in hierdie lewe. En waarmee is ek besig? Met dit wat ewigheidswaarde het, of dit om net so bietjie vinnig bymekaar te maak? Of besef ek, praat hierdie grafsteen met my om vir my te sê, hoorie, binnekort is dit jou beurt. En mag ons soos Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Ons almal maak ons planne vir die toekoms. En natuurlik is dit reg, want is 'n opdrag, ons moet heers oor die skepping en daar's nie 'n probleem om planne te maak nie. Maar baie keer maak ons planne en ons vergeet dat God bestaan. Ons maak planne vir 10 jaar of 20 jaar of 50 jaar van nou af het ons 'n doelwit en ons maak planne wat ons nastreef. Maar ek wil vir u kom sê vanmôre in liefde. Ek wil vir jou kom sê, daar's nie 'n belofte vanmôre dat ons elkeen môreoggend se sonopkoms gaan sien nie. Daar's geen waarborg. Ons waarborg is in Jesus Christus. Jy kan vanaand jou kop gaan neerlê. En jy kan môreoggend nie weer wakker word nie. En dit klink ernstig. Ja, natuurlik, dit is ernstig, maar dis 'n realiteit. Maak nie saak van jou ouderdom nie, dis 'n realiteit. En dis die waarheid. So wanneer die son opkom, kan God vir jou sê, jou lewe, in hierdie vlees het begin, maar net so as die son oorbeweeg, en hy beweeg so vinnig oor. My ma het my altyd vertel dat in die 70 was, dit gaan vinnig verby, en ek sê, waarvan praat die mense? As jy 3 uur by die skool, van die skool afkom by die huis, dan is die middag aan so lank. Wat jy nou 'n dag af by die werk, en kyk jy hoe vinnig loop dit. En ek verneem hoe ouer jy word, hoe vinniger loop die dae. So sê die ouer mense vir 'n mens. En wanneer die son stak, kom daar 'n einde. En een dag gaan die son ook vir jou die laaste keer ondergaan. En dan is die vraag, waar gaan jou onsterflike siel wees? Of jy dit nou glo of nie, elkeen van ons het 'n onsterflike siel. Want ons is 'n gees. Ons het 'n siel en ons bly in hierdie liggaam. Daai gees van jou is onsterflik. En dit het 'n ewige tuiste. En dis net een van 2 plekke. Daar was 'n persoon gewees met die naam van Jenny Lind. Ja, maar Jenny Lind. En sy is gebore in 6 Oktober 1820 in Stockholm. Sy was een van die beroemdste opera sangers gewees wat die wêreld van daai stadium geken het. Baie van die klankmense sal dat dalk ken, of die sangmense wat daai jare van weet en die geskiedenis so 'n bietjie weet. Sy was nommer 1 in opera sang gewees in die 19de eeu. Sy was nommer 1, kan ons sê, op die lys, soos wat hulle deesdae sê, is nommer 1 op die lys. Sy was welbekend, wêreldbekend gewees vir haar opera sang. Sy was natuurlik skatryk gewees uit haar loopbaan uit. Sy was baie gewild. Al die mense het haar natuurlik seker maar op die koerante gesien en almal het geweet as haar musiek gespeel het en sy gesing het. Mense het haar letterlik bewonder omdat sy hierdie
wêreldbekende opera sangeres was. En toe sy op die hoogtepunt was van haar loopbaan, toe sy alles bereik het wat menslik moontlik kon bereik het in haar loopbaan, het sy ewe skielik net van die kaart af verdwyn. Net verdwyn, sonder om enigiets te sê. En hulle het 'n onderhoud met haar gaan voer, hulle het aan die hande gekry en sy het ingestem dat hulle die onderhoud met haar kan voer en vir haar gesê, Jenny, vergewe my nou die tegniese terme, what happened? Wat het nou gebeur? Jy is wêreldberoem, jy is ryk, almal kan nie wag om 'n nuwe lied van jou te hoor nie. En hulle het glo op 'n stoep gesit by haar huis, terwyl die son ondergegaan het. En sy het gesê, kyk na daai sonondergang daar in die weste. Ek het so besig geraak, dat ek nie meer God, sy heerlikheid en sy stem kon hoor nie. Partykeer het ons net nodig om 'n bietjie stil te word en eerlik te wees, hoor, ons het te besig geword. Ons hoor nie meer as God met ons praat. So het hierdie dame haar hele loopbaan opgegee. Nou sê ek nie, jy moet jou werk los nie, dis nie wat ons sê nie. Ons moet nie te besig geraak vir die werke van God, vir sy woord en vir sy boodskap vir jou nie. Dit is moontlik natuurlik om sukses te hê. Dit is moontlik om 'n suksesvolle besigheid te hê. En dit is selfs moontlik om godsdienstig te wees. Maar dit is ook moontlik om in die proses God te verloor. En God waarsku vir ons daardeur. So in die eerste plek praat God met ons deur die natuur. Tweede plek, van miljoene maniere hoe God met ons kan praat is. Kom ons praat nou sommer reguit in mooi Afrikaans met mekaar. En ek weet hier's mediese personeel, hier's 'n dokter en 'n paar susters en goed. En as ek iets sê wat nie medies korrek is nie, stop vir my, sê stop. Maar as ek vir u die stelling maak om te sê God praat ook met jou deur jou liggaam. Nou, hoe kan ek dit nou sê? Preek jou liggaam nie vir jou as die grys hare begin raak gesien te word nie. Nie een van ons is dieselfde as wat ons 10 jaar terug was nie. En baie beslis is ons vandag nie dieselfde as ons die lewe verhou en hy vertoef om te kom 10 jaar dieselfde as wat ons vandag lê nie. 'n Liggaam wat aansluit by die natuur, praat ook met jou. En jy kan doen en maak wat jy wil. Jy kan dalk die proses so 'n bietjie vertraag, maar die natuurlike proses gaan aan. Die plooie in jou gesig sê vir jou, die tyd staan nie stil nie. Jy het net 'n sekere hoeveelheid dae in hierdie lewe. Sê die pyn in jou liggaam nie dalk vir jou, jy gaan nie vir altyd lewe nie. Want die Bybel sê, dit is vir ons almal bestem om eenmaal te sterf. En hier is niks niets nie. Het jy geweet dat Prediker 12 alreeds vir ons geskryf het, Salomo geskryf het, en hy bevestig dit en hy sê, die oë word swak, die knie begin bewe, die tande word minder, en die liggaam word moeg. Nou vra ek vir myself die vraag, praat die Here nie dalk vir ons ook deur ons eie liggame nie? En mag hy gee dat ons elke keer as ons in die spieël sien ons het minder hare, en in die week praat ek met 'n oom en hy sê kyk al my hare is uit. Praat God nie vir ons met ons ook daardeur nie? Waarom sal God met ons deur ons liggame praat? Want hy wil ons gereed kry vir die ewigheid. Hy wil jou laat besef, jy gaan nie vir altyd in hierdie vlees lewe nie.
Jy is nie net 'n liggaam nie. Jy het 'n ewige gees binne jou wat moet luister en raak sien as God met jou ook deur jou liggaam praat. Die derde manier, van miljoene maniere hoe die Here met ons kan praat, is natuurlik en dit het ons gelees, dit staan in die woord. Hy praat met ons deur Jesus Christus. God praat met ons deur Jesus Christus. En dit is die grootste manier waarop God ooit met die wêreld kan praat, is deur Jesus Christus. Jesus Christus is God se stem in hierdie wêreld. Jesus Christus het God se letterlike stem geword in hierdie wêreld waar ons leef. Want Johannes 1 sê vir ons, die woord het vlees geword. Jesus Christus het onder ons kom woon. Daarom kan ons sê, en die vers het dit beamoen, dat God met ons deur Jesus Christus praat. En hierdie is die grootste manier en die vaste manier hoe God met ons praat. Die woord sê in Johannes 1, Jesus het gehuil. Jesus het sy hart gewys vir mense. En Jesus het aan die kruis gehang vir jou en vir my, wat daar moes hang. Want daar's nie een van ons wat kan gaan na die Vader sonder die Seun nie. God het deur Jesus Christus vir ons sy liefde kom bewys. En het jy al opgemerk, ek bedoel, werklik opgemerk, hoe het Jesus mense behandel? Hoe het hy die sondaars behandel? Miskien anderster as ek en jy. Hoe het hy die tollenaars behandel? Tollenaars natuurlik was aaklige mense. Hulle was amper mense, en ek wil dit nou mooi sê, so SARS wat belasting ingevorder het. Die mense het hulle gehaat. En wat die tollenaars gemaak het, hulle het nog ekstra geld kom vat in hulle eie sakke. So hulle was mense wat gehaat was. Hoe het Jesus die gebroke mense behandel en die verlorenes? Het hy die mense weggejaag of het hy hulle geroep? En vandag praat Jesus nog steeds met ons deur dit wat hy vir ons, deur sy lewe vir ons as voorbeeld kom stel het. En die kruis natuurlik van Jesus, die kruis skreeu uit, ek wil nie eers dit sê dit roep uit nie, of dit praat uit nie, ek wil sê dit skreeu, twee dinge. Die kruis skree vandag vir jou en vir my. Wat skree dit? God is heilig en God het jou lief. Dit praat nie eers nie, dit skree sommer vir ons. En ek wil vir jou sê, God het elkeen van ons so lief. Johannes 3 vers 16. En hy sê, kom na my toe. Wat 'n liefde het die Here nie vir ons gepreek. Die vierde manier, en ek gaan nou nie meer baie ander voorbeelde gebruik. Nie vierde manier hoe God met ons praat, is deur die woord. So die hele boodskap gaan daaroor. As die woord so sê, dan is dit so. As die woord sê dit is nie so nie, dan is dit nie so nie. Maak nie saak wat mense opinies is nie. Dit kan nie teenstrydig wees met die woord nie. As dit teenstrydig is met die woord, dan verwerp jy dit. So God praat met ons deur sy woord. Dis natuurlik deur Jesus Christus, maar hy praat ook met ons primêr deur sy woord. Want 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele woord is deur God ingegee vir lering en teregwysing, onderwysing. Hierdie Bybel is nie net 'n boek nie. Dit is God se stem vir jou en vir my vandag. Ook hier. Mense sê, soveel mense sê, ek wens God wil ook met my praat, soos wat hy met ander praat. En ek dink almal van ons het al
dit gewens. Ek wens God wil ook met my praat. As jy hoor mense sê God praat met jou. Maar ek wil vir jou sê, maar jou Bybel is dan op jou rak toe, op jou rak vol stof. Hoe gaan God dan met jou praat? Jou Bybel is dan toe. Hy praat met jou deur sy Bybel. Hoeveel tyd gee ons nie aan televisie? Wat so groot rioolpyp is wat so in ons huise ingestroom word nie. Hoeveel tyd spandeer ons op TikTok of op Facebook of op YouTube? Ek praat nie van om God te verheerlik nie, ek praat van die allerhande ander goed wat ons godsdiens vervang. Maar 5 minute in hierdie woord voel vir ons nog maar baie lank nie. Dit voel vir ons verskriklik lank. En dan wonder ons, waarom hoor ons nie meer God nie? God praat met ons deur sy woord. Hy praat met jou en met my deur sy woord. En ons is nie veronderstel om die Bybel net te lees soos 'n storieboek nie. Ons is veronderstel om dit te lees om die goue draad te volg van Genesis tot Openbaring wat Jesus Christus is. Ons is veronderstel om daai goue draad te volg. En in die 5de en in die laaste plek, en ek wil dit weer sê, uit miljoene maniere hoe God met jou kan praat, is natuurlik, God kan met jou praat deur prediking. En daarmee sê ons nie hierdie persoon of daai persoon nie, ons sê deur ware woord gebaseerde, gefondeerde prediking. Want 1 Korintiërs 1 vers 21 staan, en ek haal aan, ek lees dit. Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Dis wat die Bybel sê. God gebruik gewone mense. En as ons praat van prediking, praat ons nie nou van 'n persoon wat voor in die kerk staan nie. Ons bedoel daar waar jy werk, daar waar jy woon, daar in jou gesin, om die ewigheid te verkondig en dit wat werklik saak maak. Toe Jona nou deur sy hele verhaal was en hy teruggekeer het deur die vis se maag en hy toe gehoorsaam was en na Ninive toe gevaar het, het hy gaan preek by Ninive. Hy het nie 'n mooi preek en 'n kragtige preek gegee nie. Hy het net gesê die Here gee julle nog 40 dae, kom keer terug. En weet jy wat sê Jesus vir ons? Ons praat oor 'n manier hoe God met jou praat, is deur prediking. Want Jesus het gesê Matteus 12 vers 41. Ek wil jy moet hoor. Hoor gou wat sê Jesus self hier. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hulle bekeer op die prediking van Jona. Daarom sê ek vandag vir u, die Here kan ook met jou praat deur 'n woordgefondeerde, woordgebaseerde prediking, kan die Here ook praat. Daar het ek vir 2 voorbeelde genoem uit die Bybel uit. En omdat God deur prediking praat, en miskien, net miskien, praat hy met jou vandag. Nie deur 'n mens nie. Miskien praat hy met jou vandag deur sy Gees in die prediking. En hy vra vir jou, is jy reg om hom te ontmoet? Hoor jy nog sy stem as hy met jou praat? Ek wil net gou weer vir u sê, waardeur God met u kan praat. Van al die maniere hoe God met ons kan praat, het ons net 5 maniere bespreek. In die eerste plek, hy praat met jou deur die natuur. In die tweede plek, hy praat met jou deur jou liggaam. En as jy my nie glo nie, gee jouself 'n paar jaar en kyk weer vir jou in die spieël. In die derde plek, Jesus praat, die woord, God praat met ons deur Jesus Christus,
sy werke en sy dade en sy woorde. En in die 4de plek praat God met ons deur hierdie woord. En in die 5de plek praat hy met jou deur woordgebaseerde prediking. En as jy nie na daai 5 eers gaan kyk nie, hoeveel te meer gaan hy vir jou nog goed openbaar? Want die goed wat reeds geopenbaar is, daarna luister ons nie eers nie, maar ons wil gaan hoor by ander plekke van die wêreld en ander gelowe wat wil môre gebeur, is alles is vir ons opgeteken. Maar die vraag is nie, praat God nie. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, luister ons as God met ons praat. Dus in hierdie wêreld kan jou so besig hou, dat jy nie meer God se stem herken tussen die geraas nie. En die duiwel is maar net heel tevrede as ons besig is. As ons te moeg is. As ons te afgelei is van dit wat God wil hê ons moet weet. En as ons altyd sê later word dalk nooit nie om God se stem te hoor nie. Die grootste gevaar in die kerk vandag. Ek wil dit mooi en ek wil dit duidelik sê. Die grootste gevaar van die kerk, en as ek sê kerk, dan bedoel ek die gemeente, die eklesia, die kinders van God, God se bruid. Die grootste gevaar is nie vervolging nie. Die grootste gevaar is misleiding. En daarmee saam afleiding van God se woord. Die vyand hoef jou nie groot sondes te laat doen nie. Hy kan jou net besig hou. Hy kan jou net weghou van God se woord. En jou stilte tyd met God. En dis vir hom genoeg. Die vraag is dus nie, doen ek verkeerde dinge nie. Dis nie die vraag nie. Die vraag is ek te besig vir die regte dinge? Regte dinge met die oog op die waarheid en dit wat ewigheidswaarde het. Jy kan kerk toe gaan, jy kan godsdienstig wees. Jy kan goeie waardes hê. Jy kan heel voor in die kerk sit. En ek kyk nou nie op julle nie, ek kyk nie op julle nie. Ek bedoel maar jy kan heel voor in die kerk sit en jy kan steeds verlore gaan. Jy kan steeds nie God se stem hoor nie. Is jou sonde al vergewe? Woon die Heilige Gees in jou? Want luister nou mooi. God bring nie hierdie boodskap verniet nie. En as jy dalk vandag onrustig voel, en daar is dalk 'n stryd hier binne jou, in jou hart, weet dat dit God is wat dit bewerkstellig. Die Here wil jou roep vandag nader aan hom. Almal van ons moet meer honger kry na God se woord. Hy wil ons red, hy wil ons lei, hy wil ons beskerm. Hy wil ons voorberei vir dit wat kom. Hy wil ons sy kind maak, en as ons sy kind maak, dan wil hy die beste ook vir ons hê. En daarom mag ons vandag sê, met alles wat ons het, spreek Here, u diensknegt luister. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kom na u toe, Here, en ons sê vir u dankie, Here, dat u nog met ons praat. Ons vra, Here, dat u ons weer sal leer om u stem te hoor. En dat u die geraas van hierdie wêreld soms stil sal maak, Here. Want Here, u woord sê, die skape ken die stem. Here, leer ons om te hoor as u met ons praat. Beskerm ons, Here, teen die vyand wat nie wil hê ons moet die stem hoor.
En ek vra vir u, Here, kom besoek ons weer. Elkeen van ons wat hier sit. Ek vra u, Here, kom besoek weer kruisbedieninge. Ek vra u, Here, kom besoek weer die kerke wat so leeg is. Vader, gee weer mense 'n honger, want ons weet ons tyd is min. Want Amos waarsku ons, hy sê, maak jou gereed om jou Skepper te ontmoet. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom ons staan en sluit ons af. Al die lof en al die eer kom toe. Al die lof en al die eer kom U toe. Want U is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prys U naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Al die lof en al die eer kom U toe. Al die lof en al die eer kom U toe. Want U is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prys U naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Daar gaan koffie en tee na die tyd weer daar wees. Jy is welkom om dit te geniet. Kom ons sluit af. Vader, dankie vir die woord, Here. Dankie vir die liefde. En dankie dat U met ons praat. Maak ons ore oop, Here. En Vader, maak ons rustig om U te hoor. Ek vra, Here, dat U saam met elkeen van ons sal gaan in hierdie week wat kom. Ek vra, Here, dat U ons sal beskerm. In die eerste plek teen misleiding. Vader, en as dit U wil is, dat ons volgende week weer by mekaar kan kom. Seën ook die woordstudie vanmiddag, Here, dat U ook daardeur kan praat en vir ons daardeur kan leer. Dit wat reeds geopenbaar is aan ons. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.